Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is episode 5 in hierdie reeks wat ons noem Omdat ek weet wie hy is, weet ek wie ek is. En hier is vir my groot. Dit beteken as ek wil weet wie ek is en wat my potensiaal is, dan moet ek hom ken. Dan moet ek weet wie hy is, hoe lyk sy hart en hoe dink hy. En ek weet jy mag al dink, ag dis maklik. Hy is almagtig, hy is liefde, hy is goed. En daar, sien, ek ken hom. En alhoewel daai stellings waar is daar baie meer daaraan verbonde om hom te ken. Kom ek verduidelik net 'n bietjie. Jy sê God is almagtig en God is goed. Maar hoekom sukkel ons so om hom te vertrou wanneer teëspoed en moeilikheid aan ons deur kom klop? COVID was vir my so 'n sprekende voorbeeld hiervan. Tydens COVID kon jy nie uitken wie is seuns en dogters van God en wie is mense van die wêreld nie. Christene het net so gestres soos almal om hulle. Christene was net so bekommerd oor siek word en het net so nagte omgelê en worry of hulle nog gaan werk en of hulle besigheid die lockdown gaan oorleef en dit was vir my baie hartseer om te aanskou. En dan om alles te kroon, het mense al hierdie vrese probeer regverdig met ja, maar God het ook vir my 'n gesonde verstand gegee. Tjoe, eina. Ons het nie 'n gesonde verstand gekry sodat ons agter hom kan wegkruip wanneer ons 'n vrees het nie. En wat het nou geword van God is almagtig en God is goed? Of is hy net nie almagtig genoeg en goed genoeg om my en jou te beskerm en te red nie? Kan jy agterkom dat ons dinge van hom sê wat absoluut waar is, maar ons glo dit nie? Of ons glo dit vir iemand anders, maar net nie vir onsself nie. Hy sal dalk iemand anders beskerm, of iemand anders genees, of vir iemand anders voorsien, maar net nie vir my nie. Dis hoekom Jesus dan hierdie volgende vraag gevra tydens sy bergpredikasie. Hy vra in Matteus 7 vers 9 en 10 hierdie aardige twee vrae. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? Het jy al gewonder hoekom Jesus hierdie gevra het? Want dit klink 'n bietjie absurd, doen dit nie? Om vir jou kind 'n klip te gee as hy vir jou brood vra. Watter tipe ouers sal dit doen? Jy moet bietjie getik wees in jou kop as dit jou manier is van ouerskap. Ons sluit sulke mense toe, man. En tog is dit hoe ons oor God dink. Dis wat ons dink hy sal doen. En dis hoekom Jesus dit hier gesê het. En dis ook die rede vir vers 11. Hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Wat sê hy hier vir ons? Jou pa is goed, en hy wil vir jou goed wees. Punt. Hy is nie soms goed en soms sleg nie, hy is altyd goed, en hy wil altyd vir jou goed wees. Maar Jesus verduidelik ook hier vir ons hoe klink ongeloof. Ongeloof is wanneer jy vra vir brood, maar jy verwag jou hemelse pa gaan vir jou 'n klip gee. Ongeloof is wanneer jy vra vir genesing, maar jou verwagting is dat jy gaan doodgaan van hierdie siekte. Onthou jy die storie van die 12 verspieders wat Moses gestuur het om die beloofde land te verken? Nou voor ons daarvan lees, kom ons rewind net so jare wat terug, en ons kyk wat het God hulle beloof net na hulle uit Egipte uitgekom het, by die berg Sinaï. Lees asseblief saam met my in Eksodus 23, en ek gaan net so hier en daar 'n paar verse uitlig. Jy is baie welkom om hierdie hele hoofstuk te lees, en seker te maak, ek lei jou nie om die bos nie. In Eksodus 23 vers 20 sê God, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit, om jou op die pad te bewaar, en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. So God sê vir hulle, ek, jou God, het vir jou 'n land voorberei, en my engel bewaar julle op pad soontoe. In vers 22 sê hy, ek sal die vyand van jou vyand en die teenstander van jou teenstander wees. Vers 23, want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amoriete en Hetiete en Ferisiete en Kanaaniete, Jewiete en Jebusiete, en ek sal hulle vernietig. Ekskuus, wie sal die vyande vernietig? God sê, ek sal hulle vernietig. Wat 'n belofte.
Nog nie genoeg nie? Vers 27, ek sal my skrik voor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring. En ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Wat sê God? Ek sal. Ek laf vers 28, dis vir my so die cherry op die koek. God sê ook, sal ek perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Jewiete en Kanaaniete en Hetiete voor jou uit verdrywe. Hy sal selfs perdebye gebruik, maar verdryf sal hy hulle vyande almal verdryf. In vers 31 beaam hy dit weer. Ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou uitdrywe. Hulle hoef oor niks bekommerd te wees nie. Hulle moet net glo. Elke oorwinning is reeds beloof. Ek wil net hê jy moet hierdie inneem. Elke oorwinning in die beloofde land is beloof. Hulle moet net glo dat hy 'n goeie God is en dat hy vir hulle sal goed wees. Maar nou, fast forward na die verspieders toe hulle terugkom van hulle 40 dae tog deur Kanaan. Lees saam met my uit Numeri 13, hier van vers 27 af. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het, en waarlik dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. En dis natuurlik nou daai tros druiwe wat 2 mans moes dra. So hulle erken die eerste gedeelte van die belofte. Die beloofde land is 'n baie, baie goeie land. Maar kyk nou hoe begin vers 28. Maar, wat ook al aan die ander kant van jou maar is, dis waar jou geloof is. Jy kan sing en verklaar en proklameer net wat jy wil, maar wat aan die ander kant van jou maar is, dis waarin God belangstel, want dis waar jou hart en jou geloof is. So kom ons lees verder wat raak hulle kwyt. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. En dan hierdie hartseer gevolgtrekking in vers 31. Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Wysheid en gesonde verstand. Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Hulle was bang vir die vyande wat hulle daar gesien het, en noem dit toe wysheid om nie teen hulle te gaan veg nie. Want dis mos duidelik, die mense is sterker as ons, en dis onnoosel om teen iemand te veg wat sterker as jy is. Dis mos eenvoudige wiskunde. Maar vrees was die eintlike oorsaak. Ons sien dit in vers 33. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Maar in plaas daarvan om hulle self te herinner aan wat God beloof het in Eksodus 23, om te onthou wat hy gesê het sal sy bydra wees, sien hulle net die obvious, die fisiese, en hulle word bang en sê, no way, hier gaan ons pak kry. Dit sal stupid wees om te gaan beklei. En wat noem God hulle verskuilde wysheid? In Numeri 14 vers 11 sê hy, hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie? Ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Hoe lank sal hulle in my nie glo nie? Ongeloof. Dis wat God hulle verskuilde wysheid noem. Maar ek dink hierdie hele katastrofe kon vir my geword het as Israel die tyd geneem het om die God wat so in hulle midde in 'n wolk en vuurkolom saam met hulle getrek het nog die hele tyd, as hulle net die tyd wou neem om hom te leer ken. Want as hulle hom geken het, soos in werklik geken het, sou hulle Joshua en Caleb se attitude gehad het, want Joshua en Caleb het God geken. Hoor wat was hulle reaksie in Numeri 14, hier van vers 7. Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae aan ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. Sal hy ons hierdie land gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Sien jy waar is hulle vertroue? Hy sal ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. Hy sal.
Vers 9. Wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Joshua en Caleb het dadelik erken dat dit vrees is wat hier praat. Daarom sê hulle, die Here is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. En ons moet nou hier versigtig wees om Israel sommer net onder die bus te kom ingooi. Ons doen baie keer presies dieselfde. Ons vergeet wie God regtig is, of ons het nog nooit regtig die moeite gedoen om hom te intens te leer ken nie. En ons vergeet van sy beloftes, of weer eens, ons ken nie sy beloftes nie. En wanneer ons in 'n situasie kom waar ons geloof getoets word, knak ons weens ongeloof. Ja, maar dis ongeloof wat gebore is uit onkunde, omdat ons nie weet hoe goed ons Pa is nie. En ons het ook nie die versekering dat hy vir ons wil goed wees nie. Geliefde van Jesus, vergeet van jou wysheid. Dis in elk geval dwaasheid voor hom. Vertrou hom net. Glo dat as jy hom 'n brood vra, sal hy beslis nie vir jou 'n klip gee nie. Aba Vader, help ons om U te leer ken. Ons wil U ken, ons wil weet wie U is, sodat ons kan weet wat is ons potensiaal. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.